Nou is die ondersteuners wat vir hulle begin aanmoedig. Noord-Transvaal se span wat nader staan, die Oos-Transvaal se span wat opdraf. Hande op die bors. Noord-Transvaal se manne wat volg. Rooikat, duif en witrot. Van die byname hier op die rug van die Noord-Transvaal se spelers. Ongetwyfeld baie interessante stories agter daai byname. Reg rooi. Dis Noord-Transvaal wat gaan afskop. Spakie en sy nommer 8 try wat hier stelling inneem hier naby die kantlyn en die nabykant saam met nommer 19 Kamakazi. Dis nommer 4 van Oos-Transvaal wat die afskop ontvang. Dan is dit Noord-Transvaal wat oordryf en hulle gaan daai bal steel. Die nommer 9 gaan hom gaan optel. Nou soek hy ondersteuning, hy word teruggesteel deur die Oos-Transvaal. Hy was die eerste man in. Steel hulle bal terug. En nou is die Oos-Transvaal wat gebruik hom rooi. So 'n bietjie veldposisie probeer wen hier in hulle eie kwartgebied. Nou gaan hy wyd uit. Daar's 'n man oor aan die oorkant en hy trek daar teen die kantlyn weg, maar hy het 'n man wat hom gaan inhaal. Gooi die bal hier na die binnekant van die veld toe, maar dis 'n Noord-Transvaaler wat hom optel en hy word teruggedryf deur nommer 12 van Oos-Transvaal. Bly op sy voete, nou word hy grond toe gevat. Noord-Transvaal wat die bal op die voet sit, so hoë bal. Oos-Transvaal wat hom nie mooi onder beheer kry nie, dan het hy hom nommer 20 bly op sy voete lank genoeg vir die ondersteuners om by te kom. Nommer 9 wat die bal gaan optel. Speel hom uit. Een van sy groot manne toe. Nommer 1 van Oos-Transvaal wat indryf daar. Weer beskikbaar nommer 9. Hy gaan uit daar in die loskakel toe, loskakel. Bal in 2 hande, soek sy ondersteuning nommer 12. Waar die bal kry daar aan die buitekant, hy gee die bal uit. Gaan staan amper stil daar vir 'n oomblik, maar die skeieregter sê hulle kan aanspeel en hulle speel aan nommer 18 wat ondersteun. Kry die bal, gaan grond toe met hom. Dan opgetel en gedryf hier teen die linkerkant van die loskram om. Bal wat weer beskikbaar is, nou kom hy uit met 'n lang aangee, maar hy kom grond langs en dan sit nommer 12. Die bal opvat, skeieregter het sy fluitjie geblaas. Hoogvat deur die Noord-Transvaalers, weer 'n hand uit vir 'n strafskop. Hy gaan hom weer blaas, maar hy is nie 10 tree terug nie. Oos-Transvaal wat weer die bal kan tik. Hulle gaan so doen, hulle stuur hom uit in die linkerkant toe. Hier's 'n man wat spasie het, maar hy word vasgevat hier deur nommer 19 van Noord-Transvaal en dan nommer 10 van die Oos-Transvaal wat oorduik, maar ek dink dalk oorgeduik daar op die 5 meter lyn. Noord-Transvaal wat hom probeer uithardloop daar, maar word uitgedruk hier by die kantlyn. Nommer 10. Nommer 10. Nog so 2 tree verder. Oos-Transvaal in aanvallende posisie kan die bal ingooi. As hy. Die lyn staan 15 meter van die doellyn van die Noord-Transvaalers. Hou daar. Vind sy springer, maar kan hom nie skoon vat nie. Hy kom af terug hier na die haker toe wat moet opruim. Bly. Nommer 9 agter die loskram. Gee die bal uit hier na een van sy groot voorspelers toe, nommer 4 van Oos-Transvaal. Noord-Transvaalers wil die bal afvat, maar nee, hulle stel hom beskikbaar. Nommer 1 wat optel, hy dryf hier om die loskram en hy gaan oorduik. Nee, hy's kort van die lyn. Nog 'n man wat wil oorduik, word teruggedryf, nommer 18. Skeieregter wat sê die man is oor die lyn, maar hy's opgehou. Noord-Transvaal wat hom ophou. Skram rooi bal uncontested. 'n 5 meter skram wees vir Oos-Transvaal. Uncontested manne, uncontested. Rooi bal, hulle is opgehou, hulle het vorentoe gegaan. Okay, ons gaan in. Crouch. Point. Sit. Yes, 9. Stay by. Wanneer hy die bal kan insit vir Oos-Transvaal. En hom uitkry loskakel kom nader. Hy gaan 'n sterk lyn hardloop en hy gaan 'n man afstamp en dan gaan druk hy die bal onder die pale. Loskakel waar met spoed inkom, kry die bal voor sy bors, goeie aangee na hom. Kom ons gaan terug. Hardloop 'n goeie lyn. En die eerste punte is op die bord.
Doelskop gemis, telling is 5-0. Oos-Transvaal se nommer 12 wat afskop, is 'n lekker hoë skop. Noord-Transvaal het hom onder beheer, word teruggedryf. Ondersteuning kom by, gaan die bal beveilig. Nou in die klein kantjie, wen 'n paar meter daar, word grond toe gevat. Bal word beskikbaar gestel, skramskakel tel op, dryf, loop hom vas daar teen groot manne. Hulle wil vir hom ophou, maar hy kry hom grond toe. Nou gaan hy uit na die loskakel toe, loskakel sit hom op die voet, hy skop in die nabykant van die veld en Oos-Transvaal is heel agter wat nie by die bal kan kom nie, hy hop terug na die Noord-Transvaal toe, hulle kan hom optel, probeer hom inhou hier by die lyn, maar word uitgeduik. Manne gee mekaar die hand, toebroodjie, die nommer 12 van die Noord-Transvaal. Bevind homself in 'n toebroodjie van Oos-Transvaal spelers wat vir hom hier by die kantlyn uithelp. Nou word die bal oorgegooi en die skeieregter gaan vir hulle terugbring. Kom ons gaan weer. Let's go. Lynstaan gaan weer geneem word. Oos-Transvaalers wat instap, hulle gaan agterspring. Mooi skoon lynstaan vat. Bal gaan uit na die loskakel toe, loskakel in die binnensenter. Binnensenter kry spasie om te hardloop, hy's dwars deur. Nee, hand op hom gelê nie, hy gaan reg deur hardloop en hy gaan onder die palle gaan druk. Oos-Transvaal 10-0. Hierdie keer is die doelskop oor. Telling is 12-0 in die guns van die Oos-Transvaal. Lyk of die meeste van die netbalwedstryde afgehandel is en nou begin al die ondersteuners hulle wegvind hier na die A-veld waar die hoof rugbywedstryd gespeel word tussen die Noord-Transvaal en die Oos-Transvaal. Die afskop gaan nie 10 meter haal nie, hy hop kort van die 10 meter lyn en hy kom terug hier na die Oos-Transvaal se kant toe, hulle sal moet terugval. Noord-Transvaal waar die tikkie sal kry, vryskop sal kry op die middelkolletjie. Hulle kom na die regterkant toe met hom, soek aansluiting daar. Trek die man en gee aan, die nommer 8 sny terug binne toe. Daar gaan sy voorspelers vir hom help. Bal is beskikbaar, kom uit na nommer 15 toe, nommer 15 hoe die bal in 2 hande dra. Hy dra hom op, kom oor die kwartlyn. Oos-Transvaal wat probeer oordryf, kom toch uit van Noord-Transvaal, nommer 1, wat Anne uitkry om die bal te kan aangee, nommer 12 wat hom wil binnenhou, maar kan nie die bal beheer nie, slaan hom aan. Besef hulle gaan hom uitdruk op die kantlyn, probeer hom inhou. Skram man, skram. Crouch! Point! Sit! Oos-Transvaal waar die bal kan insit onder druk. Diep in eie gebied, loskakel waar die bal kry op sy eie doellyn. Skop 'n hoë skop, is nie uit nie. Hy gaan hop hier op die halflyn en dan gaan hy uitrol. Skitterende skop uiteindelik. Van sy eie doellyn af en hy skop die bal, hop hier op die halflyn, rol uit ander kant die 10 tree. Groot verligting wat gebring word vir Oos-Transvaal nou. Is dit Noord-Transvaal waar die bal kan ingooi? Ag nee, hierso. Nommer 6 van Noord-Transvaal wat ingooi. Geen springer hierdie keer nie, maar aan die agterkant van die lyn staan word hy beveilig. Nommer 12 waar die bal mooi terug lê. Nou gaan hy uit na die loskakel toe, loskakel in die binnensenter soek aansluiting, loskakel wat omvou. En dan stuur hy hom uit daar aan die vleuel toe, maar kan hom nie vind nie. Bal word aangegee daar by die kantlyn uit. Selfde ding. Ek was in
Ek was in lyn geweest. Ek is happy met die paas. Okay, ek is happy. Nou is dit Oos-Transvaal wat sterk dryf. Dryf die Noord-Transvaalers terug bo oor die kwartlyn. Bal is beskikbaar. Hy kom uit daar in die loskakel toe, loskakel in die binnesenter. Hy het manne oor aan hierdie kant. Die nommer 13 moet die bal kry. Stuur hom uit in die nommer 20 toe, sterk verdediging deur nommer 19 van Noord-Transvaal. Bal kom terug, nommer 12 probeer 'n skoppie deursit. Noord-Transvaal wil hom gaan terugwen. Die skeieregter sê nee. Strafskop aan die Oos-Transvaal word vinnig geneem. Nommer 9 van die Oos-Transvaal. Hy word opgehou daar. Noord-Transvaalers wat hom in die lug probeer hou, maar hy kom grond toe. Kry die bal grond toe. Manne wat nie 10 meter terug was nie. Oos-Transvaal gaan nog 'n geleentheid kry. Not 10 blue. Hierso. Hierso. Hy sit nommer 8 vir die bal kry, gee hom terug binne toe na nommer 4 toe. Nommer 4 wat teruggedryf word deur die Noord-Transvaal spelers. Verdediging wat vir hom wag. Nommer 10 met die bal kry, manne oor aan die regterkant. Nommer 12 deur die hande. En hulle is oor die doellyn. Oos-Transvaal van die strafskop tikkie af. Versprei die bal vinnig deur die hande, netjies hantering. Aan die oorkant van die veld kan hulle oorduik. Telling is 17-0, nou is die doelskop oor. Die telling is 19-0. Halftyd vletjie wat blaas, 19-0. Oos-Transvaal in beheer van hierdie wedstryd. 19-0 die telling in die guns van Oos-Transvaal teen Noord-Transvaal, die onder 19 manne wat mekaar die stryd aan sê. Dis Oos-Transvaal wat gaan afskop in die tweede helfte. Reg blou. Rooi. Noord-Transvaal wat versprei is oor die veld om afskop te ontvang. Dis 'n kort skoppie. Skoon gevat deur die nommer 1 van Noord-Transvaal. Hy stamp een man uit die pad uit. Die volgende man trek vir hom uiteindelik grond toe nou. Oos-Transvaaler wat gestraf gaan word wat oorduik hier. Van die kant af sê die skeieregter. Eintlik van sy voete af ook oor die loskram. Die skeieregter kan kies waarvoor hy die strafskop wil gee. Noord-Transvaal wat skop vir die kantlyn, maar hy gaan nie uitwees nie. Bal gaan nie in die middel van die veld eindig. Hulle gaan hom vir hom daar kom haal, die Oos-Transvaalers. Stamp een man af. Stamp 'n tweede man, maar hy gaan hom grond te bring. Nommer 20 van die Oos-Transvaal wat sterk dryf. Nou word die bal gesteel deur die eerste man wat bykom. Noord-Transvaal 'n skoon steel daar in die loskram. Krap die bal daar uit by die voet. En nou is dit nommer 6 wat kan optel, maar hy word die bal afgevat. Nommer 9 van die Oos-Transvaal. Retief Pens wat die bal daar afvat, uit die man se hande uitdruk. Nou is dit nommer 3 van Oos-Transvaal wat die bal gaan opdra. Hy gaan hom beskikbaar stel. Nommer 4 wat nou gaan vorentoe dryf. Ondersteuning is daar om die bal te beveilig. Nommer 9 wat hom gaan uitstuur daar na die loskakel toe. Hy gaan hom versprei na die senters toe. Hy trap so 'n aftrap na die binnekant toe. Dan word hy hoog gevat. Skeieregter het sy hand uit vir 'n voordeel. Nou kom hy weer uit na die regterkant oor die agterlyn van die Oos-Transvaal. Versprei hom hier na nommer 4 toe wat op die vleuel is. Hy word grond toe gebring. Voordeel wat gespeel word vir 'n strafskop. Dan word die bal aangeslaan, die skeieregter gaan hulle terugbring. Voordeel is gehou. Vir die hoogvat daar aan die oorkant van die veld. Oos-Transvaal se nommer 10 bra. Mik vir die hoekie. Hy gaan hom uitskop diep binne die kwartgebied van die Noord-Transvaal. « 15 meter van die doellyn af. Kom julle. Ha, julle vat te lank kom. Maar die bal ingegooi kan word in die lyn staan.
Is nie 'n skoon bal nie, hy word geklap, maar Noord-Transvaal wat tog die bal kry en dan versprei hulle hom. Hulle stuur hom wyd, hardloop by die bal uit hulle eie gebied uit. As die vleuel by die bal kry, hardloop hy die kantlyn op en hy gaan vir hom almal weg hardloop. Nommer 13 van Oos-Transvaal wat hom jaag, maar hy gaan vir hom nie vang nie. Dis nommer 14 wat onder die palle gaan kuier. Noord-Transvaal se nommer 14. Skeieregter wat vir hulle terugroep. Skeieregter sê nee manne. Hier was 'n hanteerfout. Hulle het die lengte van die veld gehardloop. Dis hoekom ek hom terugbring tot hier. Nommer 20 wat sê hy het die fluitjie gehoor, julle moenie vir my blameer nie, ek het hom gehoor, ek het geweet. Sorry. Hulle gaan ons terugbring. Uncontested manne. Kom ons gaan. Lengte van die veld wat gehardloop in Noord-Transvaal, wat dink hulle kuier onder die palle van die Oos-Transvaalers, maar die skeieregter wat sê nee, daar was aanslaan. Hoi! Hulle moet terugkom, die skram is dan vir die Oos-Transvaalers. 10 meter van die doellyn af. Nou is dit nommer 10 wat hier in die steelkant 'n loopie insit, maar hy word uitgeduik daar by die kantlyn. Nie genoeg spasie daar in die tremlyne nie. Voordeel, die manne was die 10 tree terug en die vinnige tikkie gevat. Nommer 9 van Oos-Transvaal wat oorduik. Terug blou, terug blou, terug blou. Okay, wie's af, wie's af? Okay, kom ons gaan. Telling bly 24-0 vir 'n oomblik gedink, daar's punte aangeteken vir Noord-Transvaal, maar dis Oos-Transvaal wat weer agter die doellyn gaan kuier. Nou die Oos-Transvaal wat afskop, skoon gevat. Lang skop hier na die oorkant van die veld toe, nommer 10 van Oos-Transvaal wat onder die bal is. Vat hom skoon, trek weg daar teen die oorkantste kantlyn af. Los daar, los! Dan word hy grond toe gebring. Noord-Transvaal wat oor die bal stoot, hulle tel hom op. Noord-Transvaal wat die bal afgeneem het. Hulle dryf vorentoe met hom. Los rooi, los rooi! Dan kan hy uitkom. Voordeel daar, strafskop. Voordeel wat gehou word vir Noord-Transvaal. Hulle speel hom aan die steelkant, word uitgedruk. By die kantlyn gaan die strafskop kry. Hulle gaan die tikkie neem. Bring hom teen die kantlyn, hier by die agterlyn af. Dis nommer 10 wat aftrap en hy kom verby. Hy gaan rondom die verdediging hardloop. Genoeg spoed, hy gaan oorduik. Agterlyn beweging. Sy stappie van die nommer 10 van Noord-Transvaal. Hy kan gaan oorduik. Dis hoekom ek julle gestraf het. Not releasing. Die skop gaan nie daar wees nie, hy gaan hom hak. En hom trek hier na die linkerkant toe. 5 punte op die bord vir Noord-Transvaal. Die telling is 24-5. Noord-Transvaal wat punte op die bord kry. Afgeskop deur Noord-Transvaal, so Oos-Transvaal se nommer 4 wat onder die bal wag. Hy vat die bal op, bly op sy voete. Breek die verdediging. Die eerste verdediger, eerste linie. Nou die bal wat kan uitkom, loskakel wat oor die hand het, versprei hom sy man oor. Hy kry die bal onder beheer, nommer 12, hy kry 'n man wat hom wil plat trek, maar hy bly op sy voete, kom breek deur die verdediging, stel die bal beskikbaar, wen ekstra meters daarmee. Nou is dit nommer 3 wat die bal sterk gaan opvat, goeie liggaamsposisie, gaan laag in, kom oor die voordeellyn, goeie momentum voor voetbal, Oos-Transvaal. Loskakel wat weer die bal kry, versprei hom na nommer 17, lang aangee wat uitgaan, hoë aangee, gee die verdediging tyd om oor te beweeg, oor te skuif. Nou, aan die steelkant, die skramskakel, wat weer daar wil deurkom, hulle gaan 'n strafskop kry. Skeieregter sê die man moet uitrol daar, skramskakel wat vinnig neem, hy gaan die tikkie vat en hy gaan los deur hardloop by die bal onder die paal neersit. Telling is 29-5 in die guns van Oos-Transvaal.
Daardie doelskop is oor, die telling is 31-5. Oos-Transvaal wat voorloop, 31-5. Oos-Transvaal om af te skop. Skop 'n vlak bal reguit op die speler af. Kom nie onder hom in nie. Oos-Transvaal se man wat probeer vang het, daar wat aangeslaan het. Skeieregter wat voordeel speel. Blaas wel die fluitjie. Hulle gaan terugkom vir die aanslaan daar van die afskop af. Noord-Transvaal se kans om in te gooi by die lyn, by die skram. Van die skram hier so, blou bal. Ja, blou bal. Hey, staan terug daar so. Dankie. Crouch. Point. Sit. Hou. Noord-Transvaal by die bal uit die skram uithaal. Die skramskakel wat om die losgemaal hardloop. Veld afskop. Word gejaag, die kantlyn gaan wen. Bal wat uitgaan nie te ver daar van die 5 tree van. Kyk manne. Daar blaas die skeieregter die vlekkie, dit sal dan die einde wees. 31-5 Dankie julle hoor, dankie. wat Oos-Transvaal dan nie wen. Ek staan hier met die 3 kapteine van die onder 19 A-spans van die 3 unies wat hier met mekaar meegeding het. Hier aan my regterkant naast aan my staan Daniel en dan Christian en dan Elje. Dis onderskeidelik van die Noord-Kaap, van die Noord-Transvaal en van die Oos-Transvaal, die 3 kapteine van die oop 19 A-spanne. Manne, moeilike en 'n lang 2 dae, lywe op die spel geplaas. Hoe voel die lywe? Nee, omtrent seer Dominee. Ons het die eerste dag het ons 3 games of 4 games saam met 15 man gespeel. Ons het nou net 1 10 man wedstryd gespeel, so ons was omtrent gedaan vir hierdie een wedstryd. Ja, nee, maar so 'n paar pynne en skete wat bietjie terugkom van destyds af, maar ja, ons moet maar net herstel dan. Winterspele vat ons hom weer. Ek gaan saamstem daar met Daniel. Ons het ook 'n lekker 4 wedstryde gister gehad. Dis ons klaar moeg, so ons moet vandag regtig uithol en wys. Die lewe is maar lywe is maar seer hom. Ja, manne, skitterende rugby gelewer. Julle het vir ons vermaak en julle mense by Boer Media, die kykers by die huis vermaak. Hulle het ingeskakel, het saam gekyk. Wonderlike voorreg wat ons het. Die ouers wat nie hier kon wees, kon inskakel. Hulle kon hulle kinders sien speel. En nou kan ons 'n bietjie onderhoude voer met julle en hoor hoe julle dit ervaar ook. Is natuurlik nie die einde van die seisoen nie. Hierdie is Bondedag. Hierdie is nog net die begin. Bokkieweekproewe, belangrik, groot mylpaal, maar dis die winterspele wat voor lê. Sê 'n bietjie vir my, hoe lyk die voorbereiding vir die winterspele? Ons begin al by Elje. Nee, ons het Bonderdag maar ook as 'n oefening half gesien om laat ons net sien wie speel waar, hoe speel elkeen op sy posisie en ons het nog lekker baie huiswerk om te doen, maar ons gaan voorbereid wees vir winterspele. Ons gaan ons beste gee en alles insit. En Christian, julle reken julle posisies is uitgesorteer vir die pad vorentoe vir die res van die seisoen. Julle is sekerheid gekry oor wie waar moet speel, hoe die span moet lyk vir winterspele? Ja, wel, maar ek dink so. Ek dink ons het hierdie ook as 'n toetsloopie gebruik om te kyk wie doen die beste en waar moet ons wat doen met wie. So ek voel teen winterspele gaan ons 'n beter span hê as wat ons vandag gehad het. En Daniel, julle voorbereiding vir die pad vorentoe, vooruitsigte vir die oefendae wat voorlê? Ja nee Dominee, ons het meneer Hannes, ons coach het ons omtrent rondgegooi hierdie Bondedag. Hulle het nooit die sterkste span opgesit hier, heeltyd probeer kyk wie waar wat speel en ja, ons nog 'n paar 6 weke dink ek wat ons kan voorberei vir winterspele. Nog 'n paar fiksheid daar wat ons in het moet kry. Ons nog nie daar op ons fiksheid waar ons moet wees nie. En ja, ek moet nog baie om te oefen. Ons hey manne, die 10 man rugby, bietjie veelluisend wat die fiksheid aanbetref. Is 'n veld wat jy moet vol speel met 10 manne. Baie meer veelsidig, noodsaaklik om veelsidig te wees die 10 man rugby speel. Julle gemaklik met die 10 man, verkies julle die 10 man, soek julle die 15 man rugby? Ja, Dominee, ek dink ons het meer van 'n voordeel in die 10 man want ons het meer vinnige ouetjies en meer kleiner ouetjies wat ratser is as wat ons nou groot ouens het wat pots hardloop in 15 man en so ek dink ons het eintlik meer die voordeel in 10 man, maar dit is harder werk en dit is fikser wees en ja, al. Ja, 15 man was maar nog altyd lekker, maar 10 man is weer 'n nuwe uitdaging. Uitdagings is altyd 'n lekker ding om aan te pak, maar ons sal sien, ons sal hom reg kry. Ons het ook maar 'n wyd verskeidenheid van spelers wat verskillende goed kan doen, maar ons sal maar sien. Oom, dis 'n baie lekker uitdaging vir ons. Ek dink vir ons Oos-Transvaal, ons het lekker groot ouetjies, so ek moet sê ek's baie verbaas met ons manne dat hulle kon byhou met die 10 man, maar 15 man is ook maar altyd lekker, maar 10 man het 'n lekker uitdaging in hom. Man, ek wil vir julle baie dankie sê. Ek wil vir julle dankie sê vir harde spel, kliphard, mooi spel.
lekker veelsidige spelers wat ons gesien het, talent wat ons op die spel gesien het. Ons dank vir julle. Sê vir julle dankie vir dit wat julle opoffer, die moeite en die tyd wat julle insit in 'n seisoen in fiks te word, vaardighede in te oefen. Sterkte vir die paar weke wat voor lê, sterkte vir winterspele. Dankie manne. Daarmee sluit ons dan af ons regstreeks uitsending hier van Bondedag 2026 vir die BCVO. Ons sien uit na die winterspele oor 'n maand. Ons sien uit daarna om u weer te verwelkom. Ons vra dat u ons adverteerders ook ondersteun. Onthou om Boer Media te kontak as u self wil adverteer vir winterspele met daardie uitsending. Daar is nog geleentheid om dit te doen, maar daar's beperkte spasies, so maak gerus kontak. Laat weet almal wat u ken van Boer Media, laat weet van die uitsendings, laat weet van die mooi skole rugby wat te sien is op Boer Media. Ons skakel dan weer in. Ons nooi u terug vir winterspele wat plaasvind oor 'n maand se tyd en daarmee sluit ons uitsending ook af. Ons sê vir u totsiens.